Goeiemôre geliefde, dis die laaste dag van hierdie week se oordenkings en môre tree ons saam in 'n nuwe seisoen binne. Die nuwe jaar is aan die gang. Maar vandag gee ons onsself nog net een oomblik om ons harte reg te rig. Want hier is die vraag wat eintlik maar alles bepaal. En daai vraag is, wat gaan jy heel eerste soek in 2026? En hierdie vraag is eintlik van toepassing vir elke dag van jou lewe en elke nuwe jaar, 2027, 2028. Dis Jesus sê dit vir ons so duidelik in Matteus 6:33 wanneer hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. As jy die vorige paar verse gaan lees, sal jy oplet dat Jesus sê nie, moenie oor die ander dinge dink nie. Hy sê, sit dit net in die regte volgorde. Baie van ons begin 'n nuwe jaar en rig ons lewens deur eers sukses te soek, eers sekuriteit te soek, eers antwoorde te soek en dan hoop ons dat vrede, verhoudings en rigting iewers langs die pad net sal kom en inval. Maar Jesus draai dit eintlik om. Hy sê, begin by my. Begin by verhouding, begin by liefde vir God en liefde vir mense. En dan, nie dalk nie, nie moontlik nie, hy sê, dan sal die res volg. Paulus kom wys vir ons hoe lyk 'n lewe wat God se koninkryk eerste stel, wanneer hy dit so mooi opsom in Galasiërs 5 vers 6. Kyk gou wat sê Paulus, wat werklik saak maak, is geloof wat deur liefde tot uiting kom. Geliefde, dis dit. Nie 'n perfekte lewe nie prestasie nie 'n foutlose jaar nie, nee, maar geloof wat sigbaar word in liefde. As 2026 anderste moet wees, dan begin dit nie by jou omstandighede nie, dit begin by jou en my prioriteite. Wat jy eers soek vorm alles wat jy volg. So dalk is dit 'n goeie gebed vandag, om net hierdie volgende te sê, bid hierdie, sê, Here, help my om hierdie jaar nie net 'n suksesvolle jaar te maak nie, maar om 'n reggerigte jaar te leef. Geliefde, as jy so kan bid, en sê, Here, leer my om te onderskei wat is u koninkryks prioriteite, en leer my om dit my prioriteit te maak, dan beloof ek vir jou, soos die skrif sê, jou lewe sal radikaal anderste lyk. En dan wil ons net vir julle dankie sê van Beleef Gemeente, dat julle 2025 saam met ons gestap het, en saam met ons vertrou het, en saam met ons gehoop het, en aanhou inskakel daagliks op die kanaal, en hierdie boodskappe deel, want dit vat hoop na ander mense toe, dan sê ons vir julle dankie, die saam met ons gaan hardloop vir 2026, ons is so opgewonde, oor wat die Here vir ons inhou vir 2026, om 'n lewe te lewe, 'n jaar aan te pak saam met julle, wat 'n jaar is waar ons reggerig lewe. Ek vertrou dat hierdie jaar wat vir ons voorlê gaan iets besonders wees. Nie net vir Beleef nie, maar vir wat die Here kan doen in ons land en in ons wêreld, deur meer mense by hom uit te kom en by hom uit te kry. En daarom vertrou ek dat julle sal saam met ons bly hardloop, saam met ons bly vertrou, dat meer mense Jesus Christus se liefde sal ontdek. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u liefde, vir die mensdom. Dankie dat u ons geskaap het en dankie dat u met ons wil verhouding hê. Dankie ook dat u vir ons kom leer deur die voorbeeld van Jesus en die disippels, die Bybel en duisende voorgangers in die geloof wat vir ons kom leer het wat dit is om werklik vir u te kan ken. Here, mense wat geleer het soos Paulus, wat liefde uiting gee, dat hulle 'n geloofslewe lewe waar liefde werklik duidelik sigbaar raak, Here. En daarom vra ek Jesus dat ons in 2026 sal ingaan deur ons lewens reg te rig na die hart van Christus toe, terug na die koninkryk van God toe, dat ons leer om daar te wandel, daar eerste te soek, daar eerste te wil reg lewe, en dan sal al die ander dinge in plek val. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, kan nie wag om julle môre te sien nie. Môre gaan ons gesels oor hoe maak ons die nuwe jaar nuut. Hoe vat ons hierdie week se oordenking saam en hoe leer ons om reg in te gaan in 2026. Gaan in vrede. Totsiens.